Die goeie nuus van Jesus Christus maak my letterlik op 'n daaglikse basis opgewonde, en ek hoop vir jou ook. Paulus skryf oor die nuwe verbond in 2 Korintiërs 3 vers 6, die letter maak dood, die gees maak lewend. En daarom sê ek, Jesus Christus is ons goeie nuus, en hy het sy gees vir ons, in ons gestuur, om ons te herskep, te transformeer. Transformeer klink nou soos 'n anglisisme, maar dit is die beste beskrywing van hierdie omvattende verandering. En die Heilige Gees werk in ons om deel te kry aan God se morele karakter, en hy bemagtig ons om te wees wat God ons bedoel het om op aarde te wees. Die Heilige Gees doen soveel wonderlike dinge vir ons. Hoor net bietjie wat skryf Paulus alles. In 1 Korintiërs 6 vers 11 sê hy, ons het ons van die sonde laat afwas, ons is geheilig, ons is vrygespreek in die naam van Jesus Christus, en dit is deur die Gees van ons God. Jy ken waarskynlik ook Titus 3 vers 5 tot 7, waar hy skryf, God het ons verlos, en dit is nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. En dan sê hy, dit het gekom deur die wedergeboorte. Ons sonde is afgewas, en die Heilige Gees het ons nuwe lewe gegee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. En so is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons nou verwag. Paulus wil seker maak ons mis nie hierdie saak nie, dat die Heilige Gees in ons 'n proses van vernuwing werk. Hy maak ons nuut. Dawid het al daarna gehinker toe hy gebid het in Psalm 51 vers 12 en vir die Here gevra het, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees. In Romeine 12 vers 2 sê Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En in 2 Korintiërs 4 vers 16, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. En 'n laaste voorbeeld, in Kolossense 3 vers 10 sê hy, leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Jy is gered, maar word jy nog vernuwe? Of is dit vir jou lekker en gerieflik om net die ou mens te bly wat jy was? Nou verstaan my mooi, God het jou lief net soos jy is. Hy ontmoet elkeen van ons waar ons is. Die verandering waarvan die Bybel praat, is nie om jou karakter te verander in iemand wat jy nog nooit was nie. Byvoorbeeld, 'n introvert gaan nie nou skielik 'n ekstrovert word nie, maar God wil ons wel verander om meer aan die beeld van Jesus gelyk te word. Dat jy die jy kan wees wat God jou bedoel het om te wees. In Romeine 8 vers 29 skryf Paulus, die wat God lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is, en susters natuurlik ook. Nou, in 'n gewone gesin verskil broers en susters tog van mekaar, en selfs tweelinge het unieke karaktereienskappe, maar die Heilige Gees in my gee my daagliks die hinkering, die begeerte, om meer en meer soos Jesus te wil wees. En hy wil jou daarmee help. Kom ons bid saam daaroor. Heilige Gees, baie dankie dat U gekom het om ons skoon te was en ons te vernuwe en ons te transformeer, te verander om al meer en meer soos Jesus te word. Leer my om meer soos Jesus te dink en op te tree, want ek weet dit is U doel vir my op aarde, dit is my roeping. Wys my ook vandag hoe om dit te doen. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.